Ja, die groot ontmoeting, vergadering daar in Trump se sitkamer het plaasgevind. En dit was baie openbarend om te hoor wie wat sê. Baie interessant gewees. Maar die ou wat hom seker die grootste fool daar gemaak het, was Anton Rupert. So, Cyril Ramaphosa het mooi gespeel, Steenhuisen het gedoen wat hy normaalweg doen, hulle is deel van die DA, so hulle is die adders in die volk, die adder aan die boesem van die boerevolk, wat ons so koester en dan pik hulle ons, so ons weet waar staan ons by die DA, is maar 'n Joodse party, befonds deur oorseese woke agentskappe, onder andere die Soros maatskappye. So ons weet waar staan ons by DA, Steenhuisen, ons weet waar staan ons by die swart vakbonde. Cyril Ramaphosa behoort almal nou al te wees, is 'n adder. In hierdie geval is hy net 'n swart adder, jy kry wit adders ook. Maar Anton Rupert het iets baie interessants kwyt geraak daar onder druk in die Withuis. Toe hulle nou praat oor Julius Malema en hulle nou sy video's daar speel, waar Julius Malema openlik praat van om blanke skeel af te sny, om grond te vat, niemand sal hom keer nie, kill the farmer, kill the boer, en dan sing hy hoe hy dit gaan doen, en dan sing die massa saam. Sal Anton Rupert nou nie daar verklaar aan Trump dat eintlik is hy, wat Anton Rupert is eintlik die slagoffer van Julius Malema. Anton Rupert is eintlik die teiken van Julius Malema. Anton Rupert het die laaste paar jaar, sê hy, baie probleme gehad met Julius Malema. Hy praat van hom as 'n rebel-rouser. Nou dink ek by myself, hoe is dit moontlik dat Anton Rupert, wat ryk geword het op die rug van die blanke volk in hierdie land, dis waar hy sy geld gemaak het, is op die rug van die blanke ekonomie in Suid-Afrika, het niks daar te sê gehad oor blanke plaasmoorde nie. Niks. Dit het nie uit sy mond uitgekom nie. Inteendeel, hy wil Julius Malema afmaak as 'n ouetjie met wie hy probleme het. Julius Malema het eintlik 'n probleem met Anton Rupert, en Anton Rupert het eintlik 'n probleem met Julius Malema. Maar Julius Malema sing nie, kill Anton Rupert nie. Julius Malema sing, kill the boer, kill the farmer. En ons weet, elke keer as hy sing, dan is die plaasaanvalle hoër, die hoeveelheid plaasmoorde skyrocket, elke keer. Jy het nie 'n woord uit Anton Rupert se mond gehoor oor die slagting van blankes in hierdie land nie. Nou, ek wens so iemand wil vir my sê, waar is Anton Rupert se besighede, dat ons dit kan begin boykot? Dis my persoonlike opinie. Laat ons die man boykot. Want hy voel niks vir ons nie. En toe verduidelik hy vir Trump, hy wil net sê, hy slaap met sy deure oop. Rarig, dis nou daar, dis nou die Stellenbosch mafia, daar onder in Stellenbosch. Slaap met hulle deure oop. Dis seker omdat hulle so baie bodyguards het, dat hulle so met hulle deure oop slaap. Nou, so dit is wat Anton Rupert kwytraak, as hy in 'n situasie is, en hy moet nou iets sê oor die situasie in Suid-Afrika, dan kom dit kom by sy mond uit. Die man is 'n skande, man. Hy's 'n skande. Shame on you, Anton Rupert. Maar nou wonder ek, sover my kennis strek is Anton Rupert 'n Jood. Ek mag verkeerd wees, maar ek dink so. Iemand moet my reg help as ek verkeerd is. En hy's 'n groot maatjie van Cyril Ramaphosa. So waar is hy en Cyril Ramaphosa in besigheidsbelange? Is daar ouens wat mens kan sê, of stuur vir my video, ek wil weet. Want hy is 'n groot vernoot van Cyril Ramaphosa. Dit is hoekom hy niks daar gesê het oor wat aangaan in die land nie. Inteendeel, Anton Rupert slaap met sy deure oop. Hy's 'n skande, man. Is 'n skande. 'n Skande dat 'n blanke, nee, 'n Joodse besigheidsman dit kwytraak in Suid-Afrika, maar hy kon nie sy mond oopmaak oor 80 moorde per dag in Suid-Afrika nie, wat oor die spektrum is nie, dit kon hy ook nie sê nie. Hy kon nie sy mond oopmaak oor die race-based laws nie. Hy kon nie sy mond oopmaak oor die expropriation without compensation law nie.
Niks nie. Nee, Julius Malema. Hy is eintlik gekant teen Anton Rupert. So, ek wil net vir jou sê, met weet waar staan jy met Anton Rupert? Hy's nie ons maat nie. Hy's 'n skande vir ons. En die tyd sal kom, wanneer hierdie dinge al hoe meer aan die lig sal kom. En 'n ou moet baie mooi verstaan wie is jou vriende en jou vyande. Gaan dink baie mooi. Ernie Els het dan iets daaroor gesê. Hy was bereid om te praat. Retief Goosen was bereid om te praat. Myns insiens heeltemal te min. Maar Trump is die ou wat eintlik die grootste hou daar geslaan het met daai video wat hy gewys het. En toe het hy die pakke papier so uitgehaal van die plaasmoorde. Toe wou hy antwoorde hê. Toe sit Cyril so in rondskuif op sy stoel. Maar die ouens het hulle ware klere daar gewys. En van hulle almal is Anton Rupert se uitlatings die mees skokkende. Dis 'n skande. Ons moet sy besighede boikot, man. Dit is my opinie. Laat my weet as jy saamstem. Sit 'n like by. Like die video, stuur hom aan, repost as jy saamstem dat ons moet begin om Rupert se besighede te boikot. Maar ek dink hy het verskriklik belê in swart besighede. Ek dink so. En dit is hoekom hy nie te veel die appelkar sal omgooi nie, want die swart man is Rupert se kliënt. Dit is waar hy sy geld vandaan maak. So hy is nie gepla oor die blanke nie. Maar die tyd sal kom dat ons die situasie omswaai. En dan sal al hierdie dinge in howe na vore kom. Daar sal weer tribunale gehou word. Soos wat dit maar altyd is. Na elke oorlog is daar maar tribunale. En moet oorlogsmisdadigers aan die kaak gestel word. Verraaiers word aan die kaak gestel. Mense wat die volk ondergrawe het, word aan die kaak gestel. Dit is maar so met alle oorloë. Dit sal met hierdie oorlog in Suid-Afrika dieselfde wees. So, 'n mens moet probeer om altyd aan die regte kant van die waarheid te bly. Nou ja, dit is Deborah se opinie.